in die Nuwe Testament bevestig die apostels hierdie uitsprake van die profete, hulle eerbiedig die uitsprake van die profete, want hulle weet dat die uitsprake van die profete 'n oorkoepelende projeksie het op die uitsprake van die apostels en dat die apostels se uitsprake moet strook met die uitsprake van die profete. Nou, ons lees hier so in Hebreërs 8 vers 8, want hy berus by hulle en sê, kyk, kom natuurlijk uit Jeremia 31 vers 31, want hy berus by hulle en sê, kyk, daartoe daar spreek die Here dat ek met die huis van Israel en die huis van Juda in die nuwe verbond tot stand sal bring. Want dit is die verbond wat ek na die dae sal sluit met die huis van Israel. Nou ja, hier is die versamel julle 12 sal aanspreek. Ek sal my niet in hulle verstaan hier dit op hulle hart skryf en ek sal vir God wees en hulle sal vir my volk wees. En dit net volgens in Hebreërs 9 lees ons natuurlik van die nuwe verbond. Die nuwe verbond wat natuurlik insluit dat Jesus om nie dikwels sal offer jaar na jaar nie, maar dat hy eenmaal volmaak, die volmaakte sondoffer sal wees vir die kinders van Israel. In 2 Samuel 19 vers 41 lees ons van die twist tussen Juda en Israel. Israel en Juda is nou 2 koninkryke en ons sien alreeds die verdeeldheid tussen hierdie 2 koninkryke waar 'n volk nie kan bly staan bly nie as gevolg van die verdeeldheid. En ons lees van vers 43. 2 Samuel 19 vers 43. Daarop antwoord al die manne van Juda die manne van Israel, omdat die koning aan my verwant is, Dawid as aan my verwante, aan Juda, maar waarom is jy toch kwaad oor hierdie saak, die feit dat ons die twee stammeryk koningskap het ten opsigte van die 12 stammeryk, het ons by iets van die koning geëet, is iets as 'n porsie vir ons weggedra. En die manne van Israel het die manne van Juda geantwoord en gesê, ek het 10 aandele aan die koning en ook meer reg op Dawid as jy. Juda, waarom het jy my dan veragtelik behandel? Was my woorde dan nie die eerste om aan my die koning terug te bring nie, maar die woorde van die manne van Juda was heftiger as die woorde van die manne van Israel. Nou interessant genoeg word die beskrywing, die naam Jode vir die eerste keer gebruik in 2 Konings 16 vers 6. Ons lees, in dieselfde tyd het Rezin die koning van Aram, Elat, aan Aram gebring en die Jode uit Elat verdrywe en die Edomite het in Elat gekom en daar gaan woon tot vandag toe. Die Jode is die suidelike koninkryk wat genaamd is Juda of die 2 stamme Efraim en Manasse. Nou ons weet dan dat daar twist tussen Israel en Juda was en dat Israel, die noordelike 10 stammeryk, is weggevoer was. En daar lees ons in 2 Konings 17 vers 1. Hosea, die laaste koning van Israel, Salmaneser neem Samaria in en voer die 10 stamme in ballingskap weg. Jy kan dan 2 Konings 17 lees, die hele hoofstuk om die tragiese verhaal van die 10 stamse ballingskap in detail te lees. En ons beweeg dan na 2 Konings 17 vers 22 en 23. En die kinders van Israel, dit wil sê die 10 noordelike stamme, het gewandel in al die sondes van Jerobeam, wat hy gedoen het. Hulle het daar nie van afgewyk nie. Totdat die Here Israel, of die noordelike 10 stammeryk, van sy aangesig verwyder het, soos hy gespreek het, en deur al sy diensknegte, die profete, en die noordelike 10 stammeryk, genaamd Israel, is in ballingskap uit sy land weggevoer na Assirië tot vandag toe. Die gebied van Israel word met 8 godsdienaars bevolk. Die koning van Assirië het uit Babel en uit Kuta en uit Ava en uit Hamat en Sepharvaim mense uitgevoer en dat woon in die stede van Samaria in die plek van die kinders van die 10 noordelike koninkryk van Israel. Hulle het Samaria in besit geneem en in sy stede gaan woon tot vandag toe. Ons lees in 2 Konings 25 die tydstip waar volgens die 2 stammeryk soos dit aan Salomo toegeken is, in ballingskap en na Babel weggevoer is. En dit sal ons lees in vers 21, of sal kom ons lees in vers 20 af. Toe in Nebuzaradan uit die ooste van die leiwag geneem het hy hulle na die koning van Babel na Ribla gebring. En die koning van Babel het hulle neergeslaan en hulle gedood in Ribla, in die land Hamat. En Juda is uit sy land in ballingskap weggevoer. Nou hierdie ballingskap van Juda het min of meer 400 jaar na Israel plaasvind. Israel en Juda, Israel die 10 noordelike koninkryk en Juda die 2 suidelike koninkryk is vir meer as 400 jaar reeds van mekaar vervreemd. Nou in die konteks van historiese tye beteken dit dat dit is soos die pioniers daar in Amerika, toe daar nog geen telefoon, geen postkip of geen radio of enige metode, 'n kaart, kompas, al hierdie navigasiemiddele het glad nie bestaan. So die kontak tussen die wegvoer van Israel, die 12 stamme, en Juda, die suidelike stamme, wat reeds van Assirië tot die ballingskap van Juda na Babel is reeds 400 jaar van mekaar verwyder. So hulle het totaal en al van mekaar vervreemd geraak. Hulle het nooit weer kontak gemaak. Met ander woorde, daar was geen manier hoe Israel, die noordelike 10 stammeryk wat na Assirië in ballingskap was, ooit weer
hulle kon nie 'n telegram of miskien gou 'n telefoonoproep of 'n briefie in die pos gooi terug Jerusalem toe vir die priesters om vir hulle versoening te doen nie. Hulle was heeltemal afgesny van die priesterdom, van die priestersamte, van die feeste. Niemand kon vir hulle die wette voorlees daar in Assyrië waar hulle weggevoer was reeds 400 jaar voor Juda die setel van hulle hoofstad Jerusalem sou verlaat na Babylon toe. En ons moet onthou dat in daardie tye was daar nie volledige padkaarte nie. Israel, die 10 stamryk van die Noordryk, kon nie jaar na jaar vakansie vat en gaan vakansie hou in die lieflike land Israel wat hulle van ouds af geken het nie. Ons lees selfs hierso in Efesiërs in die Nuwe Testament 'n refleksie op hierdie verlossing uit genade. Ons lees in Efesiërs in die Nuwe Testament, Efesiërs 2 vanaf vers 12. Nou let nou goed op. Dat julle in die tyd sonder Christus was, vervreemd van die burgerskap van Israel en vreemdelinge ten aansien van die verbond en die belofte. Sonder hoop en sonder God in die wêreld. Maar nou in Christus is julle wat vroeër ver was, naby gekom deur die bloed van Christus. Nou hier sê die apostel vir ons uitsluitlik, hy maak 'n verwysing na die ballingskap. Hy maak 'n verwysing na die feit dat waar julle eens afgesny was van die vergifnis deur die diens van die priesterdom, wat vir julle verjaarliks versoening moes gedoen het hy volgens Hebreërs 9 waar hy dan nou Jesus eenmaal as volmaakte offer gebring het om versoening te doen en dan soos hy sê julle wat ver was en nou naby gekom deur die geestelike besnydenis van julle harte, omdat julle nie meer jaarliks toegang tot die priester in Jerusalem gehad in Assyrië waar julle weggevoer was nie, het julle nou daardie meganisme om as Jesus as middelaar gebruik as julle verlossing. Nou dit is belangrik dat ons op hierdie stadium fokus op die aard van die rol van die Kanaanitiese volke in die verloop van die geskiedenis van die volk Israel gespeel het. Ons deur die verloop van die Ou en Nuwe Testament kom ons keer op keer in aanraking met die insette van die Kanaanitiese invloed op die ryk van Israel en dan ook so in die Nuwe Testament waar Jesus in Matteus 15 vers 24 in kontak kom met nog 'n Kanaanitiese vrou uit die stamme van die Kanaaniete waar hy haar basies wegwys en waar sy disippels ook van hom vra om haar weg te wys omrede hy sê dat hy net vir die kinders van Israel gestuur is. So ons sal nou beweeg om te bestudeer wie is die Kanaanitiese volke, wat was die wet en die opdrag aan Israel aangaande die Kanaanitiese nasies in beide die Ou Testament en die Nuwe Testament en wat die profete te sê het rondom die kwessie van die Kanaaniete. So dit is die fisiese nasate van die Kanaanitiese nasies versus die fisiese nasate van Israel. Dit is nie 'n geestelike Kanaaniet nie, dit is nie 'n geestelike Israel nie. Ons sien dat deurlopend deur die Ou en die Nuwe Testament dat die letterlike oorblyfsel van die Kanaanitiese nasies nog steeds 'n rol speel in die Nuwe Testament waar Jesus met die Kanaanitiese vrou praat en vir haar sê, maar luister hierso, ek is nie vir jou gestuur nie, ek is net vir die kinders van Israel gestuur. Jy weet dat ons die land Kanaan, julle nasate se land geneem het. Jy weet dat ons die Kanaanitiese nasies met die bandvloek moes tref deur hulle totaal uit te roei. So al hierdie feite moet ons nou in konteks bring met die hele saga rondom die volk Israel en die verloop van die geskiedenis. Ons lees in Deuteronomium 7 die volgende voorskrif omtrent die gedrag van Israel teen inwoners van Kanaan en hulle afgoderry. Nou Kanaan was 'n versameling van nasies waar Israel hier moes trek na hulle 40 jaar in die woestyn. Ons lees in Deuteronomium 7 van vers 1. As Here jou God jou inbring in die land waarin jy gaan om dit in besit te neem en hy baie nasies voor jou uitverjaag, die Hittite, die Girgasiete, Amorite, Kanaaniete, Ferisiete, Hewite en Jebusiete, 7 nasies meer en magtiger as jy. En die Here jou God hulle aan jou oorgee, dat jy hulle verslaan, dan moet jy hulle geheel en al met die bandvloek tref. Jy mag geen verbond met hulle maak en hulle nie genadig wees nie. Jy mag jou ook nie met hulle verswaar nie, met ander woorde, seksueel vermeng nie. Jy mag jou dogter gee en sy seun en sy dogter nie neem vir jou seun nie. Want hy sal jou seun van my afvallig maak, sodat hulle ander gode dien en die toorn van Here teen jou ontvlam en hy jou gou vertel. Maar julle moet met hulle so doen, hulle altare moet julle omgooi en hulle klipilaar verbrysel en hulle eigendom aan boomstamme afkap. En so meer, want jy is in volk heilig aan die Here jou God. Here jou God uitgekies om uit al die volke wat op die aarde is, sy eiendomsvolk te wees. Nou ons sal 'n bietjie later sal ons ingaan presies hoekom Israel dan nou die heilige volk geraak het. Hoekom is hy die heilige volk? Dit is 'n deel van die openbaringe van die verbode kennis. En dit sal weldra aan u bekend gemaak word as u geduldig deur hierdie inligting werk en daarna luister. God se opdrag aan Israel in die Ou Testament om die Kanaanietiese nasies met die bandvloek te tref. Met ander woorde om hulle totaal uit te roei. Totale genocide teenoor die Kanaanietiese nasies. Waarvan die rede op later stadium aan julle gegee sal word. Maar voorlopig sal ons slegs 'n uittreksel uit die Ou Testament van om te lees waar Israel nie in staat was ten spyte van die uitdruklike bevel van God dat hulle hierdie mense met die bandvloek